Ai mens, maar die dat ons twee van ons ou mensies, eers vir tannie Baby Roos en toe vir oom Bertie so kort na mekaar verloor het, steek hier nou skielik 'n lelike ding sy kop uit by hierdie oord. Sien, Nolla het daarmee begin toe sy op die oord se WhatsApp groep gesê het dat dinge gebeur altyd in drie's. En 2 het nou al klaar gebeur. Om die pap dikker aan te maak, voeg sy toe by dat sy die inwoners aanraai om hulle sake in orde te kry vir al hulle testamente. Dit is toevallig ook Dominee Doudroel se werk om die inwoners daarmee te help, al verpes hy enige papierwerk. Dit is een taak wat hy nie kan of mag delegeer na Cookie toe nie. Klop jy nie? En wat doen jy met 'n klop? Hoes proes of maak 'n geluid voor jy sommer net die inbars? Tannie Martha Goosen is hier om vir Dominee te sien. Sonder afspraak. Van wanneer af moet die inwoners 'n afspraak maak om vir Dominee te sien? Ek wens hulle wil, want oor 'n uur het ek 'n baie belangrike afspraak. Ek weet, op die freaking golfbaan. Waaroor wil mevrou Goosen my sien? Sy het nie gesê nie, behalwe dat dit hoogs vertroulik is. Dalk is dit 'n mediese probleem, dan kan sy met matrone Molly daaroor gesels. Kan ek maar vir haar sê om in te kom? As jy moet. Ja, sy moet. Toe, verdwyn, Cookie toe, shoes. Ek wil privaat met die Dominee praat. Ek's weg. Waarmee kan ek help, mevrou? Dalk is dit 'n mediese probleem. Dit is nie 'n freaking mediese probleem nie. Dit gaan oor my testament. Ja. Jy is nou al die 4de persoon wat vanoggend hier aankom met 'n testament. So wat? Ek moet myne verander, want my hele boedel was bemaak aan Hendrina, wat onlangs oorlede is. Hendrina. My kat. Ja, kyk daar op bladsy 3, wat sy as getuie geteken het. Mevrou Goosen, hierdie testament is ongeldig. Buiten die feit dat 'n begunstigde van 'n boedel 'n ID-nommer moet hê, mag die begunstigde nie die testament as 'n getuie teken nie. Want dan is dit goed dat ek hier is om 'n nuwe testament op te stel. Ja, dis hoekom ons hierdie standaard testament vorms het. Vul net jou naam en die ID-nommer daarin, en die naam en die ID-nommer van die begunstigde van die boedel, en teken daar. Is dit al? Ja, dan teken ek dit as die kommissaris van Ede, en matrone Molly en Cookie as getuies. Behalwe as ek of een van hulle 'n begunstigde is. Met 'n freaking slang heupe. Sommige te ou testament grappie. Waar skryf ek die details en voorwaardes? Wat se details en voorwaardes? Presies wie wat by my gaan erf en sulke dinge. En ook wie absoluut niks gaan kry nie. En wie ek glad nie eers by my begrafnis wil hê nie. Mevrou Goosen, ons probeer om die testamente so eenvoudig as moontlik te hou. Bemaak alles aan een erfgenaam wie jy vertrou om jou boedel na jou wense te verdeel. Een freaking erfgenaam. Soos ek verstaan, het u eintlik net een freaking erfgenaam. En dis Gielie. As ek klaar is met my testament, sê jy hom vir my deurgaan en kyk of ek enige spelfoute gemaak het. Spel is een van my sterkpunte nie. Somme maak is my swakheid. Dit en die skryf van toetse. My senuwees maak my so gedaan as ek weet ek moet toets skryf. Ek moet heeltyd op en af hardloop Lavie toe. En partykeer maak ek dit nie eens betyds nie. Ek is bitter bly ek's klaar met skool. Ek ook. My gunsteling vak op skool was groot pouse. My favourite vak was visvang. Visvang. Dit is nie eens 'n skoolvak nie. As jy die dag skool bang, dan is dit... Ek en my beste vriend, Japie, ons het een keer stokkies gedraai en skool geskiep. Toe gaan fliek ons. Toe word hulle gevang. Nee. Fliek het net begin, toe kom ons skoolhoof, meneer Kloppers daarin, saam met ons LO-onderwyser, meneer
Komalo. Toe vang hulle vir jou en jou chommy. Nee. Hulle het so 4 rye agter ons gesit. Toe gaan ons af tot op ons knie en kruip op die grond tot verby hulle om uit te kom. En die onnie sien julle nie. Het was 'n bangmaak fliek. Hulle was so bang. Hulle het mekaar vasgehou. Wat was die naam van die fliek? Finding Nemo. Die ergste bangmaak fliek wat ek gekyk het, was ook oor 'n vis. Toe ons dit gaan kyk het, is ons ongelukkig vroeg waai. Toe by die huis kom, moes my ma my eers met die housepipe op die grasperk afspuit, voor ek in die huis kon gaan om te shower. Weet jy hoe vang mense brakpan bubblebath? Nee, hoe vang mens dit? Presies 1 uur voor jy 'n bad vol lekker warm water klim. Jy die vinnig 2 blikkies baked Ja, eintlik moet jy nie toiletjie grappies maak, wanneer ons besig is met iets so belangrik, soos 'n testament. Ag, dis jy wat begin het met daai soort humor met jou senuwees uit jou na die levy toe laat hardloop en jou broek betsorgery in die bioskoop. Dis nie grappies nie. Dit het regtig gebeur. Okay. Ja, okay. Ek weet eintlik nie wat om in die testament te skryf want ek besit amper niks. Ek sit met dieselfde probleem. Auntie Nola het gesê, dat kan helse probleme veroorsaak as jy tot sterwe kom, sonder 'n testament. Helse probleme vir wie? Dit het nie gesê nie. Ag, as ek die emmer geskop het, dan sê ek mos weg. Hoekom sal ek dan nog worry oor sulke probleme? Ons mors ons tyd met die rubbish. Ja, jy's reg. Dit het omtrent al Dominee Doudroel se geduld en oorredingsvermoë gevat om vir Martha Goosen uit 'n geweldige ingewikkelde testament te praat. En haar te oortuig om die oudste standaard een te teken. Ek self is so 'n bietjie van 'n kontrolfreak. En net die idee dat mens na jou dood eintlik niks beheer gaan hê oor jou goeders en die dinge wat vir jou kosbaar is nie, vir my sommer laat braak. Het ek gesê, eintlik niks beheer nie. As jy die ewigheid in is, het jy absoluut geen beheer meer oor enigiets nie. Verskoon my. En dit doen we nie, en dit sommer op 'n weeksdag. Die baan raak maar vol oor 'n naweek. Toe maar ek sal niks sê nie. Waarmee kan ek help? Dalk is dit 'n mediese probleem, dan kan jy met matrone praat. Dit is 'n mediese probleem en ek is hier om met matrone te praat. Jy maak my dag. Stap deur. Dominee, is jy môreoggend op kantoor? Daar's 'n hele paar dingetjies in my testament wat ek moet kom regmaak. Matrone, ek het jou hulp nodig. Praat dit oor? Dalk is dit nie 'n mediese probleem nie. En dan kan jy liewer met Dominee Droel daaroor praat. Dit is 'n mediese probleem. Sit. Praat, ek luister. Eintlik is dit hoogs vertroulik. En die plek is dit altyd. Die probleem lê eintlik by 'n baie goeie vriendin van my. Jou vriendin. Se man. Sê dan vir jou vriendin, haar man moet by kom sien. Dis nie so maklik nie. Sy wil nie hê iemand moet weet dat hy daai soort mediese probleem het nie. Jy sal my moet sê wat haar man se mediese probleem is as jy wil hê ek moet hom help. Hy sukkel om die mas op te kom, as jy weet wat ek bedoel. Nee, ek weet nie, sê maar. Matrone nou sê moetswillig. Laat ek dit so stel. Sy wil graag 'n pil hê wat die lood sal terugsit in sy potlood. Daai soort pille. Korrek. Voorlopig wil sy net een van daai soort pille hê, om te toets. Om wat te toets? Of dit werk. Sy wil een van die pille in haar man se hoendersop inrasper. Gaan jy vanaand verkry waar hoendersop voorsit? Ja, nee. Wat weet jy van Kruiwal? Almal in die aftreeoord weet Kruiwal kuier deesdae daar by jou. Ons praat van my vriendin se man, nie van Kruiwal nie. Nee, ek dink ons praat van Kruiwal. Gaan jy vir my een van daai pille gee, sodat ek kan loop? Nou wat laat jou dink? Dat ek daai soort pille hier aanhou, by 'n aftreeoord? Iemand het my gesê, jy hou dit aan as noodhulp, vir 'n geval van ernstige lae bloeddruk. Gaan wag vir my in die siekeboeg. Ek sal daar vir jou een van daai pille gee.
wat jy in 'n noodgeval kan gebruik as noodhulp vir lae bloeddruk. Matrone, dankie. Ja, asseblief, moet net nie dat ek dit berou nie. Toe Dominee Dou droel met sy golfsak by die ontvangs uitloop. Toe loop hy hom vas in 'n hele ry inwoners wat staan en wag met hulle testamente in die hand. Hy moes toe maar teen sy sin sy afspraak by die golfbaan kanselleer. Wat 'n rustige golfdag sou wees, het vir hom in 'n administratiewe riller verander. En die meeste mense kon hy nog sake vinnig afhandel. Maar nie so met Brand en Blaartjie Lou nie. Hulle het oor alles gestry, tot Brand hom vererg het en sommer net uitgeloop het en dokbek in die leeskamer gaan sit en top het. Ek het hierdie vir jou gebring. Ek weet jy kan 'n soetigheid nie weerstaan nie. Probeer jy my nou omkoop met koek? Ja, pappa. Gewoonlik werk dit. Nie die keer nie. Ag, asseblief. Wat jy wil hê in daai testament, hoort nie in 'n testament nie. Ja, as daai windgat van 'n dominee ook gesê het, ek stem nie saam nie. Pappa, ek beloof, met my hand op hierdie kookboek, sou jy voor my wegval, dan sal ek nooit weer trou nie. Ek wil dit op skrif hê. In 'n wettige dokument. Soos in ons testament. Dominee Droel het ook gesê, 'n gesamentlike testament is moeilikheid soek. Dit gebeur bitter selde dat 'n getroude paartjie saam tot sterwe kom. Nou, waar word 'n vliegtuigongeluk, of wanneer 'n skip sink, of wanneer 'n bom ontplof? Sover ek weet, is ons land nie op die oomblik in 'n oorlog betrokke nie. Nog nie. Hoekom is jy so negatief, so swartgallig? Ek sal nie garandeer as jy na my dood met 'n ander man trou nie. Ek sal nie. Ek het mos troudag beloof om altyd by jou te bly. As ek onthou, het jy net beloof tot die dood ons skei. Jy ook. Dis anders. Ek het bedoel, vir altyd. Ek ook. Bedoel jy dit of sê jy dit net om vrede te maak? Albei. Albei? Ja. Hallo, op om so simpel te wees. Ons kinders is oor see, besig met hulle eie lewens. Al wat ons twee het is mekaar. 2 groot weeskinders. Shut up nou en hou my vas. Ek hou daarvan as jy so streng raak. Het jy dalk vir my 2 van daai kwai kopseerpille van jou? Hierso. Koekie het ook vroeër 2 kom vra. Lyk my het gerof daarvoor. Die seisoenale testament stormloop. Ek het Nolla se bangmaak boodskap op die oortse WhatsApp groep gesien. As mense net wil besef dat 'n testament 'n dokument is waarin jy afstand doen van al jou aardse besittings. Dis nie 'n strybeklei en terugkry dokument nie. Ek gehoor hoe Brandlou homself voor hy uitgestorm het. Mag nie eintlik uitpraat nie. Maar Brand wil ek 'n klousule in sy testament sit waarin hy verbied dat Blaartjie ooit weer mag trou, sou hy voor haar doodgaan. Wat's fout daarmee? Ekskuus? As ek voor wors omkap, sal ek ook nie wil hê hy moet weer trou nie. Jy sal nie weet nie. Wat presies probeer jy vir my sê? Matrone, as jy die dag nie meer hier is nie, kan mense te kere gaan net soos hulle wil. Jy gaan absoluut niks daarvan weet nie. Mense kan te kere gaan soos hulle flop en wil, maar nie wors versaag nie. Daar's ons 7 soorte hel ons wees as hy met 'n ander vrou. Toe. Jy het my so ontstel, ek is nie eens meer honger nie. Ek is jammer, ek het dit nie bedoel nie. Sal ek liewer loop? Ja, loop liewer. Jy moet my asseblief nie vra om jou testament te doen nie. En jy moet asseblief nie weer vir my vra van kopseerpille nie. Daai Nolla met haar dinge gebeur in Dries. Die hele oord kom staan en omkrap. Dis asof die temperatuur in die oord gestyg het. Almal is so kort van draad. Ek sê vir jou mens, harregatheid is aansteeklik.
Selfs ek is vir geen rede effe misslik vandag. Vir wat eet ek dan nog 'n simpel slaai? Nee, nie as 'n mens depressief is en jy suiker nodig. Wat vandag in hierdie oord geëet moet word, is koek. En hoe meer kalorieë per hap, hoe beter. Mami se pille. Is dit nou die tyd om hier aan te kom? Ek moes 5 ander ou mense se pille ook vir hulle vat. En ek kry myne laaste, want ek kan maar wag. Dit wys my net weer hoe min jy vir my omgee. Ek weet, dit was jy wat die hek oopgelos het. Ek sal dit glo tot ek die dag in my graf is. Is mami omgekrap? Kan mos sien ek is. Waaroor? Ek het geweet, dit gaan jou verskriklik windgat maak. Maar nee, die dominee weet mos beter. Ek weet nie waarvan mami praat nie. Asof jy nie weet nie. Ek weet rarig nie, mami. Jy, meneertjie, is nou die enigste erfgenaam van my boedel. Ek verstaan glad nie. Jy maak asof jy nie verstaan nie. Ek ken jou, jy hou jouself dom, maar in my kop daar, werk hy agterbakse brein van jou oortyd. Het mami 'n dop in? Wat het dit met jou te doen? Dis al wanneer mami so onredelik de hel in is. Ek dink, ek loop liewer. As jy jouself wip en loop, skryf ek jou wragtig uit my testament uit en los ek my hele boedel net so vir die SPCA. Nou, ek wil nie mami se boedel hê nie. Nee, dan is hy nog ondankbaar ook. Wil jy dit vir mami hê? Wat beteken 'n boedel? As mami nie meer hier is nie. Ek is klaar, die kind van 'n enkel ouer. Wil mami nog hê ek moet 'n weeskind wees? Nee, seker nie. Hier, eet dit, sal jou beter laat voel. Maar wat my nou beter sal laat voel. Dis 'n drukkie. Jou Robbie. Right, my lovey. Is jy reg om huis toe te ry? Sit, ek is nog besig. Waarmee? Selfmedikasie. Bly om te sien dis koek en nie iets anders nie. Jy wou sê drank, né? Nee. Ja, maar ek het nie. Daar's iets baie belangriks wat ek by jou wil hoor. Hoekom kry ek die gevoel dat ek nou geraas kry? Maar wat jou antwoord is, Wat se antwoord? Ek weet nie eens wat is die vraag nie. as ek voor jou omkap, sal jy ooit weer wil trou? Met wie? Met 'n ander proppentert van 'n vrou? Ek weet nie. Verkeerde antwoord. Molly, ek het nog nooit eens aan so iets gedink nie. Jy's my vrou. You is my wife for the life. Ek soek 'n belofte van jou dat jy na my dood nooit weer sal trou nie. Okay, ek beloof. Jy beloof wat? Ek beloof om na jou dood nooit weer te trou nie. En wat van voor my dood? En dit ook, ja. Jy moet dit uit jou vang dat jy vir my lieg. Ek sit by jou in daai nuwe kommentaar van 'n vrou kom smook. Molly, jy worry oor dinge wat nooit eens gaan gebeur nie. En Visagie, as hy marder is ek is hy los. Jy worry verniet. Trou is uit. Wat van net saam bly? Ek sit vir jou in ICU. Ek mors net met jou, my love. Kom eet klaar dat ons kan ry. Ek drink eers dit. Waarvoor? Lae bloeddruk. Ek het nie lae bloeddruk nie. Drink dit. Jou rowwe bliksem. Okay. Na al gister se dinge, het ek geweet ek gaan 'n onrustige nag hê. Toe het ek maar vroeg geslaapel gevat en geïnkruip. Ook maar goed so. Want 5:00 vanoggend was hier so effens van 'n oproerigheid. Dominee Doudrol het skielik met 'n spoed hier aangekom en toe sy daarna Vleerpot se plekkie toe. Nou wat presies daar gebeur het, weet ek nog nie. Dis Venter wat toevallig ook net daai tyd van die kasino af teruggekom het. Sê Dominee het glo ek kry wel koekemoer na ongevalle toe gevat. Ek het vir Vleer gebel om te hoor of alles oukei is. Maar sy was baie kort af op die foon en net gesê, no comment. Dis Engels vir shut up, liewer mens. Ek moet jou om verskoning vra. Ek het my gister onnodig gewip. Sorry. Gister was 'n moeilike dag vir ons almal. Daai spesifieke onderwerp van weer trou is 'n sensitiewe saak in ons huis.
Ek het so afgelei. Hierso, dit is vir jou. Wat is dit? 'n Skriftelike waarskuwing. Vir wie? Vir jou. Vir my? Waarvoor? Ek dink jy weet. Nee, ek weet nie, en jy beter baie vinnig verduidelik, want ek is op die punt om my erger te wap as gister. Matrone, jy kan nie voorskrif medikasie vir iemand gee wat nie 'n voorskrif daarvoor het nie. Ek het geweet ek sal dit berou. En daai flop en fleurpot op my kom split. Nee, ek moes 5 uur vanoggend hiernatoe jaag om 'n uiters paniekbevange kruiwa koekoemoer na die ongevalle toe te vat. Hospitaal toe. Waarvoor? Sal ons sê dwars deur die nag se volgehoue hoë bloeddruk. Met net een pil, dis onmoontlik. Hoe seker is jy van jou saak? Wors het presies dieselfde medikasie gebruik en sy bloeddruk was na 'n uur weer normaal. Soos ek verstaan het, Kruiwa 2 van sy eie soortgelyke pille geneem en toe vleur se gedokterde hoendersop geëet. Maar dis dit mos hy Kruiwa wat aangejaag het. En jy gee vir my 'n skriftelike waarskuwing. Matrone, dit was net om jou skrik te maak. Ek weet jy het goed bedoel, maar dit kon vir ons baie groot probleme veroorsaak het. Jy moet oppas dat Wors jou nie kom skrik maak nie. By my vorige werk het hy vir dokter Proctor dik gebliksem. Toe sit Dominee Droel se hazard lights aan en hy jag hy weg met wiele wat spin en alles. Sjoe, ek het niks gehoor nie. Want ek het tot baie laat gisteraand met Polly en Dolly geskype. En hom Kruiwa het gepaniek soos 'n skoolleitie wat sy watjie-mekol in sy guld se zip vasgeknyp het. Dit het my ook al een keer oorgekom. En dan die vleer het met haar fancy pyjamas mini-rokkie op haar stoep gestaan en so met haar hand oor haar mond gepaniek. Sjoe, ek nou spyt ek het dit nie gesien nie. Ek het eers geweet die plek hou hy soort medikasie aan nie. Natuurlik hou hulle dit aan. Hulle gee dit vir al die ou oomies daar by die hoë sorgeenheid. Vryelke, waarvoor? Is om te help keer dat hulle nie van die beddens afrol nie. Wat sê jy my nou? So wat ek gehoor het. Waar het jy dit gehoor? By Koekie de Kok. Die probleem met deesdae se ouens is hulle weet meer van skoonheidsprodukte en haaldeurers af as van karre. Wors weet ons sien baie van batteries af. Gilly sê oom Wors is 'n battery genius. Nou nie so ver gaan nie, maar hy het al baie sertifikate, trofees by sy werk gekry. Selfs die gesogte Golden Battery vir Salesman of the Decade. Wat en julle is dit kom my afshow. In sy garage, nie my huis. Ek hou ook nie af van as 'n ou homself te slim probeer hou nie. Soos oor intellektuele dinge praat en belangrike mense soos byvoorbeeld Mozart, sonder dat hy ooit een van sy skilderye gesien het nie. As dit by kultuur kom, is vir ons se kennis maar beperk. Hy is nie battery game. Ek wil nie julle teetyd onderbreek nie, maar Maar moet dan nie. Kry vir jou koekie. daar staan 'n tou van omtrent 20 oomies hier buite in wag. Waarvoor? Bloeddrukpille.